Ons is nou nog steeds besig met die oplos van vergelykings. En in hierdie lessie gaan ons nou verder met ons gelyktydige vergelykings. Ons het in ons vorige lessie het ons gekyk na het ons begin kyk na gelyktydige vergelykings en in hierdie lessie gaan ons nou verder met gelyktydige vergelykings. Ons het in ons eerste les het ons gekyk na metode 1. Hierdie lessie gaan ons nou kyk na metode 2. Nou ons het in ons eerste lessie gesien dat wat gelyktydige vergelykings is wanneer ons twee vergelykings het wat dieselfde twee onbekendes bevat. Dan kan ons die unieke koördinate bepaal wat albei vergelykings bevredig of waar maak. So in ons eerste lessie het ons gekyk na ons eerste metode. En ons eerste metode het ons gesê is die metode van eliminasie. So, ons het een van die onbekendes geëlimineer, dan het ons die ander een opgelos en weer teruggestel in die vergelyking in. Nou vandag gaan ons kyk na ons tweede metode. En ons tweede metode is die metode van substitusie. Nou wat beteken substitusie? Dis reg, substitusie beteken substitute, to substitute in Engels. Dit is die Afrikaanse substitusie. Dit beteken vervanging. Met ander woorde, ek gaan die een in die ander een se plek vervang. So kom ons kyk 'n bietjie na 'n paar voorbeelde. Die vraag sal wees, los op vir x en y gelyktydig. Nou julle kan onthou, ons het in die vorige lesie gesê, soveel onbekendes wat jy het, soveel vergelykings moet jy hê. So ons het nou twee onbekendes, met ander woorde ons moet twee vergelykings hê. So kom ons kyk nou net gou, wat beteken substitusie? As ons byvoorbeeld het x minus y is gelyk aan 3, en dit is ons eerste vergelyking, en ons tweede vergelykingkie het ons 2x plus y is gelyk aan 9, dan gaan ons met substitusie of vervanging, gaan ons kyk na die een wat die eenvoudigste gaan wees. In hierdie geval kan ons nou kies of ons nommer 1 of nommer 2 gaan gebruik. Ek sal al twee met julle doen. So kom ons kyk, as ons nou gaan skryf, ons gaan uit vergelyking 1, gaan ons nou byvoorbeeld x skryf in terme van y. Met ander woorde, wat gaan ons doen? Ons gaan die y oorvat, sodat ons kan sê x is met ander woorde gelyk aan y plus 3. En dit gee nou vir my derde vergelyking. Nou substitusie beteken, ek gaan nou hierdie waarde wat ek nou vir x gekry het in terme van y, gaan ek vervang in my x se plekkie wat in my tweede vergelyking is. So ek skryf mooi, ek stel vergelyking 3 in vergelyking 2. Met ander woorde, ek kry 2 maal y plus 3 plus y is gelyk aan 9. Goed, met ander woorde, nou gaan ek my gewone algebra doen van vereenvoudiging. So ek gaan sê 2 maal y gee vir my 2y. Ek het 2 maal met plus 3 gee vir my plus 6. Plus y is gelyk aan 9. Onthou, ek wil nou vir y oplos, so alles met y'tjies is reg aan die linkerkant. Ek kry 2y plus 1y gee vir my 3y, en dit wat nie y het nie, vat ek oor na die ander kant toe. Ek kry dus 9 minus 6. So ek kry 3y is gelyk aan 3,
Ek wil y alleen hê, so ek moet deel deur 3, met ander woorde, ek kry y is gelyk aan 1. Nou gaan ons y gelyk aan 1 stel in vergelyking 3 in. Want onthou, ons het nou klaar x geskryf in terme van y. So ons wil nou vir x oplos. Met ander woorde, ons kry x is gelyk aan 1 plus 3. Met ander woorde, x is dus gelyk aan 4. So my unieke koördinate vir die oplos van hierdie twee vergelykings is 4 en 1. Kom ons gaan kyk na hierdie selfde voorbeeldjie. Ek wil net hê dat julle mooi moet sien. Elkeen kan sy verskillende pad sien. So ons het my x minus y is gelyk aan 3. En dit is my vergelyking 1. En my tweede vergelyking is 2x plus y is gelyk aan 9. So die eerste stapie wat ons doen, ons kies die eenvoudigste vergelyking. Goed, dan gaan nou weer hierdie eerste vergelyking kies. So hierdie ene besluit ek nou is my eenvoudigste vergelyking. Dan gaan ek my een veranderlike in terme van die ander skryf. So as ek nou my een veranderlike in terme van die ander skryf, dan kan ek nou uit hierdie vergelyking ook gaan sê, ek gaan nou kry minus y is gelyk aan minus x plus 3. Ek wil 'n positiewe y hê, want ek wil nie met 'n negatief daar werk nie. So ek gaan regdeur deel met min 1, of my tekens te verander. So dit word my vergelyking 3. So my derde stapie, nou gaan stel jy daai y-waarde in jou ander vergelyking in. Goed, met ander woorde, ek gaan hierdie y-waarde vat, die x minus 3, en ek gaan dit daar in die y se plek instel. So, as ek nou sê mooi, stel vergelyking 3 in vergelyking 2 in. So ek het 2x plus x minus 3 is gelyk aan 9. Ek gaan die algebra doen om te vereenvoudig. So ek kry 2x plus x is 3x. Alles wat nie x het nie, gaan oor na die ander kant toe. Dit word dus 9 plus 3. So ek kry 3x is gelyk aan 9 plus 3 is 12. Ek wil x alleen hê, so ek deel deur 3, met ander woorde, ek kry my oplossing x is gelyk aan 4. So ons het nou die onbekende opgelos. So ek moet my antwoord instel. Met ander woorde, ek gaan nou kry, y is gelyk aan x minus 3, ons het x uitgewerk as 4 minus 3, met ander woorde, y is gelyk aan 1. So die unieke koördinate wat hierdie twee vergelykings oplos is die punt 4 en 1. Nog een metode wat ons kan doen met hierdie twee vergelykings, as ons het x minus y is gelyk aan 3, dis my eerste vergelyking, en ons het my tweede vergelyking van 2x plus y is gelyk aan 9.
Nou kan ons gaan kyk na hierdie vergelykingkie byvoorbeeld. Jy sien nou, hier is my y die eenvoudigste. So uit vergelyking 2 uit, kry ek dat y gelyk is aan 9 minus 2x. En dit is my derde vergelyking. Onthou, dit gaan oor substitusie. So ons het nou y in terme van x geskryf. Nou gaan stel ek vergelyking 3 in vergelyking 1 in. Onthou, dit help nie, ek gaan stel hom in dieselfde vergelyking in wat ek nou gebruik het om hom te vereenvoudig nie. So, nou gaan stel ek vergelyking 3 in vergelyking 1 in. So ek kry x minus, onthou hierdie is nou my y-waarde wat ek daarin gaan instel. So ek kry nou x minus en ek gebruik maar my hakkies sodat ek nie agterlosige tekenfoute maak nie. Nou kom ons gewone oplos van x. X, om ons hakkies te verwyder, minus 1 maal met die plus, gee vir my minus. So ek het x minus 9 min maal 'n min word 'n plus 2x is gelyk aan 3. Ek wil x oplos, so alles wat nie x het nie gaan regs. Ek het dus 3x is gelyk aan 3 plus 9. Met ander woorde, 3x is gelyk aan 12. Ek wil x alleen hê. Met ander woorde, ek gaan deel deur 3 wat ek links doen, moet ek regs doen. So ek kry x is gelyk aan 4. Nou moet ek weer my antwoord gaan instel. In enige een van die vergelykings kan ek nou x gaan instel om uit te bepaal. Goed, so ek het nou uitgewerk, y is gelyk aan 9 minus 2x. Ek gaan stel nou x gelyk aan 4 sommer in my vergelyking in. In y gelyk aan 9 minus 2x. So ek kry y is gelyk aan 9 minus 2 maal 4. Dit gee vir my y is gelyk aan 9 minus 8. Met ander woorde, y is gelyk aan 1. So ek sien weer eens my unieke oplossing vir hierdie twee vergelykings is die koördinate 4 en 1. Kom ons kyk na nog 'n voorbeeldjie. Ek het x plus y is gelyk aan minus 6. Dit is my eerste vergelyking. My tweede vergelykingkie het ek 3x plus y is gelyk aan minus 10. Onthou, my vraag gaan nog steeds wees, los op vir x en y gelyktydig. Goed. Tannie gaan nou net hierdie ene op die een metode doen en dan 'n volgende voorbeeld. Jy kyk watter een vir jou kan werk. In hierdie geval kan ek nou sien ek het of my x of my y, want onthou ek kies die eenvoudigste ene. So Tannie gaan nou sommer y in terme van x skryf. Ek het nou met ander woorde uit my vergelyking 1 kan ek sê y is gelyk aan minus x minus 6 en dit gee vir my derde vergelyking. Goed, so ek het uit my eerste vergelyking af het ek y in terme van x geskryf. Nou sê my stappe vir my, ek gaan vergelyking 3 in vergelyking 2 instel. So, ek kry nou 3x plus, my y is minus x minus 6 moet gelyk wees aan minus 10. Nou gaan ek oplos. Plus maal 'n min is 'n min, so daai word min x min 6 is gelyk aan minus 10.
Alles moet x'e moet ek alleen hê aan een kant, so ek het 3x minus x is 2x. My minus 6 gaan oor, dit word minus 10 plus 6. So ek het my 2x is gelyk aan minus 4. Ek wil x alleen hê, so wat moet ek doen? Is reg, ek moet deel deur die 2, wat ek links doen, moet ek regs doen. Met ander woorde, ek kry x is gelyk aan minus 2. Nou stel ek weer x gelyk aan minus 2 in vergelyking 3 in, want ek het gesê y is gelyk aan minus x minus 6. Ek moet nou vir y oplos, so ek moet die minus 2 instel. Y is gelyk aan minus, onthou daai minusie moet daar staan, x se waarde is minus 2, minus 6. Ek kry dus y is gelyk aan 2 minus 6, so y is gelyk aan min 4. Die unieke koördinate wat hierdie twee vergelykings oplos, is dan min 2 en min 4. Onthou, dis altyd 'n x en 'n y koördinaat. Ons kyk na nog 'n voorbeeld. Ons het 3x plus 5y is gelyk aan 8. Dit is ons eerste vergelyking. Dan het ek nou my tweede vergelykingkie wat vir my sê x minus 2y is gelyk aan minus 1. So dit is my tweede vergelykingkie. Onthou, ek soek altyd die onbekende wat in sy eenvoudigste vorm is. So as ek nou gaan kyk na hierdie twee vergelykings, het ek nou 3x plus 5y, so daar is hulle nie so eenvoudig nie. In my tweede vergelyking het ek 'n x minus 2y is gelyk aan minus 1. So wat ek nou daar sien, is hierdie x is die eenvoudigste. So ek sal uit my tweede vergelyking gaan skryf x is gelyk aan 2y minus 1. Met ander woorde, nou het ek x geskryf in terme van y. So uit vergelyking 2 het ek nou my derde vergelyking gekry, en hierdie x wat nou gelyk is aan 2y minus 1, gaan ek nou in x se plek instel. So ek skryf mooi, stel vergelyking 3 in vergelyking 1 in. So ek kry 3 maal met 2y minus 1 plus 5y is gelyk aan 8. Nou gaan ek my y oplos, want julle sien ek het nou 'n vergelyking wat net y bevat. So ek gaan my hakies verwyder, né? So ek het 3 maal 2y is 6y. Dan het ek 3 maal met minus 1 en dit gee vir my minus 3. Plus 5y is gelyk aan 8. Wat is my volgende stapie nou? Dis reg. Alles met eie is aan die een kant. Alles wat nie y het nie moet na die ander kant toe gaan. So die minus 3 gaan oor. 6y plus 5y gee vir my 11y. As die minus 3 oorgaan word hy 'n plus 3. So ek kry 11y is gelyk aan 11. Ek wil y alleen hê, so ek moet deel deur 11 aan die linkerkant, en wat ek links doen, moet ek regs doen. So y is gelyk aan 1. Nou moet ek vir x oplos. So, wat gaan ek doen? Ek gaan reg my y gelyk aan 1 in vergelyking 3 instel. Want ek het klaar uitgewerk, x is gelyk aan 2y minus 1. So x is gelyk aan 2 maal 1
minus 1, daarom is x gelyk aan 1. So die unieke koördinate wat hierdie twee vergelykings gelyktydig oplos, is 1 en 1. Ons doen nog een voorbeeldjie, en dan kan jy jou huiswerk begin doen. So, ons het nou 'n vergelyking wat lyk soos 4x minus 3y minus 10 is gelyk aan 0. Dit is ons eerste vergelyking, en ons tweede vergelykingkie sê vir ons dat 4x gelyk is aan 2 minus y. Dit is ons tweede vergelyking. Goed, uit my eerste enetjie kan ek weet 4x minus 3y is gelyk aan 10. So daai vergelyking kan ons daar hê. Maar as ons nou kyk na hom, is hy die een wat die moeilikste is, né? Ons soek die een wat die eenvoudigste is, sodat ons die een onbekende in terme van die ander een kan skryf. Hierso sien ons het ons 'n minus y. Ok, so ek wil hom alleen hê, met ander woorde, ek kan hom nou maar links vat, dan word hy positief, maar dan moet ek net onthou dat ek die 4x nou regs vat. So ek kry y is gelyk aan 2 minus 4x, en dit is my derde vergelyking. Dit was nie so gebiedend noodsaaklik dat ons hierdie 4x minus 3y gelyk aan 10 hoef te skryf nie, want al wat ons nou moet doen is ons gaan stel vergelyking 3 in vergelyking 1 in. So as jy hom in die oorspronklike 1 instel, dan kan dit ook werk, so ons het 4x minus 3 maal met 2 minus 4x minus 10 is gelyk aan 0. Wat julle net mooi kan sien is, ek het nou 'n vergelyking met net x'e, né? So ek gaan nou vir x oplos. Met ander woorde, ons het minus 3 maal 2 is minus 6. Dan het ek nou my volgende enetjie wat minus 3 maal met minus 4x, en dit gee vir my plus 12x. Minus 10 is gelyk aan 0. Alles wat x'e het, bly aan die een kant, so ek kan sien ek het 'n 4x plus 'n 12x wat vir my 'n 16x gee. Dan gaan alles wat nie x'e het nie na die regterkant toe, so dit word 10 plus 6, so ek het 16x is gelyk aan 16. Ek wil x alleen hê, so ek gaan deel deur 16, wat ek links doen, moet ek regs doen. Ek kry met ander woorde, x is gelyk aan 1. Nou stel jy x gelyk aan 1 in vergelyking 3 in, sodat ons vir y kan oplos. Met ander woorde, ons kry y is gelyk aan 2 minus 4 maal met 1. Ek kry dus y is gelyk aan 2 minus 4, daarom kan ek sê y is gelyk aan min 2. My unieke koördinate wat hierdie twee vergelykings oplos is 1 en min 2. En ek hoop jy verstaan, hierdie werk is nou mooi. Jy kan hierdie lesie nou inoefen deur jou huiswerk mooi te voltooi. As jy onseker is, gaan terug en kyk weer na die voorbeelde toe. Geniet die huiswerk.